Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Wat gee vir jou vreugde in die lewe? Wat maak jou bly? Wat maak jou opgewonde? Wat maak jou sommer net lekker uit jou maag lag? Wat laat jou goed voel? Wat bring vir jou vreugde? Ek dink Petrus is die een wat dit reg kry om dit baie mooi te beskryf so in sy eerste brief. 1 Petrus 1 vers 8 tot 9 sê dit so mooi. Hy sê: deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel in die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Is dit wat vir ons vreugde gee as gelowiges, as kinders van die Here? Om te weet, al sien ons hom nie nou nie, dat ons steeds in hom glo, en dat ons kan deel hê in sy saligheid, dat ons gevul word met blydskap, om te weet, ons aan hom behoort. Wat maak jou bly? Wat gee vir jou vreugde ook in jou lewe? Kom ons bid saam. Here, ons Here, baie dankie vir dit alles wat ons vreugde, blydskap en opgewondenheid gee in ons lewe. Here, ons dink aan dit wat vir ons lekker is, ons dink aan ons gesin, ons dink aan ons kinders, ons dink aan ons saamwees, ons dink aan die vreugde om in 'n geloofsgemeenskap te behoort. Dankie vir dit alles wat vir my vreugde gee. Vriende, familie, saam kuier, saam wees. Here, maar dan ook as kind van U, bo dit alles die saligheid wat ek ook mag ontvang. Dat ek dit mag weet dat dit aan my behoort, omdat ek U kind is. Omdat ek deel mag hê daarin, omdat ek in U glo, al sien ek U nie nou nie. Here, dat ek die vreugde het, om dan ook te kan deel in hierdie blydskap. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê, mag jy 'n lewe hê wat gevul mag wees met vreugde. Mag die Here naby jou wees. En mag jy iets van hierdie onuitspreeklike vreugde ook in jou hart beleef. Mooi bly.